Goeiemôre vriende, so op hierdie Vrydag die 23ste Januarie 2026. Ek hoop julle het sommer 'n lekker dag. Ek hoop julle het 'n aangename naweek wat ook voor julle uitgestrek lê. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee asseblief vir ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek het vir julle gesê, die van julle wat nou 'n bietjie uitgemis het op Kolossense of net so hier en daar dit bygebring het, ons moet die lewe hardloop, het ek gedink, ons is klaar met Kolossense, het ek gedink, ek gaan net vir julle gou so in een sessie, paar minute net gou weer 'n opsomming gee van Kolossense, want Kolossense is 'n ongelooflike mooi boek, né? Hy begin daar by Paulus, sit in die tronk, hy's besig, liewe vriende, om te skryf vir hierdie mense in Kolosse, en hy sê vir hulle, hoor hierso, ek het gehoor van julle geloof en julle verliefde vir al die gelowiges, né? So 'n beautiful getuienis, jy kan seker nie 'n mooier getuienis vir iemand kry. Dis wat hy gehoor het, né? En dan sê hy op die ou ende hierso, hoor hierso, ek wil net vir julle kom sê, al wat julle moet weet, deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes. Hy sê so, moet nou nie enigstens illusies hê daarin, moenie na hierdie dwaalleraars luister wat daar rondtoer nie. Ons het vir mekaar gesê, dis ouens wat askese beoefen, en die spirituele oefening waar jy jou slaan en jy onthou van sekere goeders, engele aanbid, jou gros die siel, liggaam en die siel skyn. So Jesus het eintlik nie 'n rol gespeel nie, né? Want ek bedoel, as jy nou jou liggaam aan 'n bose God behoort, en jy het hierdie geestelike verhoudingkie met God, dan hoekom is Jesus daar? Is nie nodig nie, want ek bedoel, hy het nie te sterf vir sondes nie, want dit behoort aan 'n bose God, hè. So hy sit daar rond toe. So en onthou, hierdie ouens het tot geloof gekom, is uit heidene nasies uit. Hulle word nog steeds omring deur heidene. Hulle is in hierdie gemeente, hulle word nog steeds blootgestel aan al hierdie invloede, en dan sê hierdie ouens van 'n goed wat naaste by nie vir hulle te sleg klink nie, want dit herinner aan hulle ou afgodedom, en dat Paulus dan kom en sê, hoor hierso, nee, wag, kom ons praat net 'n bietjie met julle. En dan kom sê hy vir hulle weer, wie is die seun? Dan sê hy, die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. En dan hardloop hy hom so aan en sê, onthou, God het besluit om met sy volle wese in Jesus te woon en deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en die hemel met homself versoen, hè. So hy kom wys net vir hierdie ouens weer op die sentrale plek wat Jesus Christus daar gestel het. En dan sê hy, hoor hierso, een ding wat julle moet onthou is, julle moet onthou dat hierso is mense wat julle wil wegtrek van hierdie goed af. Onthou die geheimenis, die inhoud van hierdie geheimenis is, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid, kom sê hy vir hulle, né? En dan sê hy vir hulle hierso in vers 6 van die tweede hoofstuk, hy sê, aangesien julle Jesus aangeneem het, moet julle onthou, julle leef in verbondenheid met hom, julle is op hom gewortel en op gegrondves, né? Wat hy net vir hom sê, julle moet julle heeltemal laat lei deur Jesus Christus, wat hy vir hulle kom sê, né? En dan, liewe vriende, kom sê hy hierso weer eens vir hulle, julle moet julle nie mislei nie, besop aan hierdie mense wat daar rondtoe met danige nederigheid, maar dan bid engele en allerlei tipe van goeders, besop vir hulle sien allerlei visioene, en hulle doen al hierdie goed, eintlik verhef hulle self, hulle gaan eintlik oor me, gaan eintlik hoe belangrik ek is, liewe vriende, besop vir hy pastore, predikante, priesters af, sogenaamde profete en apostels, besop vir hulle vriende, dit gaan oor die image. Dit gaan maar baie min dan oor Jesus Christus. Dit is ou goed, dis nie rocket science nie, dit was al daai tye daarso gewees, en Paulus kom waarsku hulle, en hy kom waarsku vir jou en vir my vandag. Jesus Christus is sentraal in alles. Daar's nie 'n add-on nie, liewe vriende, dis nie Jesus en ja, maar, in die oomblik sal maar kom, hy beweeg weg van daai kerk af, liewe vriende, gaan kry vir jou 'n kerk, maar dit gaan oor die drie eenheid, God die Vader, Seun en die Heilige Gees. As geen ander weg na die Vader, behalwe deur die Seun nie. Dit gaan net oor Jesus en Jesus alleen. Geen add-on nie. Nie 'n doop nie, nie 'n besnydenis nie, nie 'n watse ander ding ook al nie, liewe vriende. Dit gaan oor Jesus en Jesus alleen. Aan die kruis het hy nie vir daai ou gesê, hoor hierso, jy moet gedoop word, jy moet dan met jy behoort jy in 'n geloofsgemeenskap en nee, hy het gesê vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus is voldoende.
al die goggas in die teologie en hierdie lewe in hierdie wêreld kom in, wanneer Jesus nie genoeg is nie, en mense wil goedjies begin bysit, liewe vriende, net daar het ek en jy baie groot probleme, dit is waar die misleiding begin het. En dan kom sê hy net vir hulle, hoor hierso, onthou dat julle is nie in Christus, rig jou gedagtes op die dinge wat daar bo is, wat nie op die aarde is nie, julle lewe is saam met Christus verborgen in God. Ons het vir mekaar gesê, wat beteken dit, liewe vriende, rig jou gedagtes daarbo? Dit beteken, jy moet jou gedagtes op God rig, jy moet jou gedagtes op jou medemens rig, want dis tog waar dit gaan. Die hele wet, die profete is saamgevat in die twee goed. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, jou naaste soos jouself, hergedefinieer deur Jesus Johannes 13:34-35, julle moet mekaar lief hê soos Jesus julle het, soos ek julle het sê, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is. So liewe vriende, wanneer ons gedagtes rig, gaan dit om ons gedagtes te rig op God. Dit beteken 'n lewende verhouding, Jesus Christus, om in Jesus se voetspore te volg, die Heilige Gees deur ons toe te laat om deur ons te werk, geloofsvormende gewoontes te beoefen, soos gebed, om te vas, om te mediteer, om die woord te lees, liewe vriende, om te reflekteer, om daai tipe goed. Dit bring jou in daai verhouding met God. Kerk, om die Here te loof en te bid, Sondag baie belangrik, klein groep baie belangrik. Daai tipe goeds baie, so rig jy jou gedagtes op die dinge daarbo, die dinge wat vir God belangrik is. En wanneer daai dinge vir God belangrik is, begin dit uitspeel na die mense rondom jou. So is jy al hoe meer verbonde aan Christus en aan die mense rondom jou, liewe vriende, want jy kan nie God lief hê en jou naaste haat nie. Jy kan nie dit doen nie. Dit kan nie so wees nie. Jy kan nie, daai twee goed is net, dit is nie versoenbaar nie. So ons moet dit vir mekaar kom sê, dit is nie versoenbaar nie, omdat Jesus vir jou en vir my, vir al ons sondes aan die kruis gesterf het, en ons vir alles vergewe het, So, nommer 1, rig jou gedagtes op daarbo is op God. Hoe? Ons het dit vir mekaar uitgepak. Jou naaste moet jy lief hê, of julle mekaar lief hê, soos Jesus julle lief gehad het. Wat is daar? Vrug van die Gees. Geduld, getrouheid, goedhartigheid, vrede, vreugde, vriendelikheid, liefde, nederigheid, selfbeheersing, Jy kan nog so 'n klomp ander goed aanpak. Dit is hoe jy dit uitlewe, hoe jy dit, en dan begin mense sien, maar hierdie persoon is inderdaad iemand wat sy gedagtes rig op iets wat nie in hierdie aarde is, maar gerig op God die Vader, Seun en die Heilige Gees. En dan kom sê Paulus net weer, onthou nou, julle is los, maak julle los van hierdie ou lewe van onsedelikheid, onreinheid, welis, allerlei slegte begeertes en goed. Hy sê, onthou nou, julle het mos nou hierdie goed laat staan. Hy sê, moenie dat vuil taal uit julle mond kom nie. Dit is baie interessant, liewe vriende. Daarom het ek vir julle gesê, kom ons sê vir mekaar, kom ons hou op vloek, kom ons hou op vloek, kom ons hou op met vuil taal uit ons mond kom, en moenie vir mekaar lieg nie, het ek gesê, julle breek met die ou mense, want hoekom sê Paulus, want julle is nuwe mense, julle is nuut gemaak, julle is die uitverkore volk van God, kom sê hulle vir jou van my vandag, daarom, uitverkore van volk van God, leef anders, die vrug van die Gees is daar, hy sê, daarom moet julle meer lewend wees en goedgesind en nederig, alles dele van die Heilige Gees, hy sê, jy wil uitpak, sagmoedig, verdraagsaam, geduldig met mekaar, vergewe mekaar, jy moet mekaar lief hê en vrede moet julle met mekaar lewe en wees altyd dankbaar, kom sê hy, want Christus moet in sy volle boodskap in julle bly. Dit is hoe julle lyk, kom sê Paulus vir hulle, En dan kom staan hy by wederwysige verhoudinge stel, kom sê hy, as ek al hierdie goed gesê het, kom sê hy vir Kolosse en vir jou en vir my, hoe tree jy op teenoor jou kinders, hoe tree jy op teenoor jou mans, hoe tree jy op teenoor jou vrouens, hoe tree jy op teenoor jou werkgewer, hoe tree jy op teenoor jou werknemer, hoe tree jy jou werknemer op teenoor jou werkgewer, Kom gee hy vir ons hierdie goed, en dan kom sê hy net vir ons op die ou en sê hy vir hulle, volhard in gebed, wees altyd waaksaam, kom sê hy, gee dat die Here vir julle altyd 'n opening sal gee om die woord te verkondig, waar julle ook al is, en dan sluit hy af hierdie gedeelte, wat julle sê, moet altyd vriendelik wees, en van goeie smaak getuig, en julle moet weet, hoe julle elkeen behoort te antwoord. Vriende, ek het dit nou sommer so vinnig ingekram vandag, in 'n neutedop, dis waar Kolossense gaan, so die volgende 2-3 keer, gaan ek 'n bietjie meditatief met julle ingaan, julle weet, elke keer voordat ons na 'n ander boek toe gaan, staan ek so 'n bietjie daarby stil, so 'n bietjie meer meditatiewe oordeenking. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.